Here, wat 'n wonderlike voorreg dat ons kan weet vanmôre, dat ons aan u hand kan vashou en saam met u op pad loop. Ons bring u die lof en die eer vanmôre vir die voorreg wat ons het om hier by mekaar te wees, en dat ons vanmôre kan kom aansit om die woord, en net te hoor wat u vir ons wil sê vanmôre. Here, maar dat ons nie net hoorders sal word nie, maar dat ons daders sal word. Here, kom raak my lippe aan met 'n kolkie van die altaar vanmôre, sodat ek geen woord uit my eie uit sal bring nie, maar dat ek slegs die woord sal bring wat u vir my gegee het om te bring. Gee ons dan nou geopende ore en ontvanklike harte, sodat ons die saad sal ontvang en dat dit sal groei en vrug dra. Here, en ek verklaar nou dat slegs die Heilige Gees nou hier sal heers, en ons sê dankie daarvoor, in die naam van Jesus. Amen. Goeiemôre ook vir die mensies wat nou inskakel en wat later na die video's en die audio's gaan luister. Sit terug en geniet dit saam met ons. Net my klink so 'n bietjie regter. Klink jy alright, Johan? Okay. Ja, hier is nou weer een van daai interessante boodskappe wat hier in die nag kom verander het. Ek het gisterand gesit om my skriffies reg gekry en alles reg gekry, en in die nag toe praat die Here met my en ek moes vanoggend opstaan en van vooraf begin. En Johan het hier buite toe sê hy vir my, gaan niks sê vanmôre en ek hou net my mond. Ek sê, okay, is reg, so is goed so. Want Johan het die manier om in die oggend my preek daar buitekant al te begin. Nou, almal van ons het op een of ander stadium in ons lewe, het daar iets in ons lewe gebeur. Het sy goed of sleg? En dan is ons geneig om aan vas te hou aan dit wat in die verlede gebeur het. Of dit wat selfs nou gebeur, en dan wil ons toekoms bou op dit wat nou gebeur. En dan bou ons 'n negatiewe toekoms. Ek onthou, ek het dit lank teruggesê, don't let your past determine your future. Moenie dat dit wat in die verlede gebeur het, moenie dat dit wat nou besig is om te gebeur, of wat laas jaar of die vorige jaar of 10 jaar terug gebeur het, jou terughou om uit te kom by die seën wat die Here vir jou instoor het nie. Want daar is seën vir ons vir almal instoor. Die woord van die Here sê, hy sê, ek weet wat het ek vir julle beplan, Jeremia 29. Hy sê, ek weet wat het ek vir julle beplan, voorspoed en nie teespoed nie. En dan baie keer herinner die vyand ons daaraan, aan al die teespoed wat ons deurgegaan, en dan sê, waar is jou voorspoed? Waar is jou voorspoed? Hoekom hou jy nog vas? En dan laat dit ons partymal struikel, en ons kom nie uit daar waar die Here wil hê ons moet uitkom nie. Ons kom nie by ons destinations uit nie. Ons mis die heerlikheid van God, omdat ons dink, die toekoms gaan wees net soos die verlede. Ek is nou maar 'n failure, ek is nou maar wie ek is en wat ek is, so wat gaan nou verander? En die Here sê, ek wil alles verander. Maar ek kan nie vir jou die seën gee, as jy vashou aan die teespoed nie. Ek kan nie vir jou deure oopmaak, as jy nog aan die doolhowe van die verlede rondhardloop nie. En ek gaan gou 'n paar skriffies met julle deel. Genesis 19. En ek gaan lees vers 17, en dan gaan ek gou spring na vers 26 toe. Hier lees ons die verhaal van toe die Here Sodom en Gomorra verwoes het. En die Here het Lot en sy vrou uitgekies om uitgespaar te word uit al die mense daar wat met hulle booshede en allerlei goed. Vers 17 sê, kom ons lees vanaf vers 15, dit klink vir my reg. En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou 2 dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Maar hy het nog getalm. Toe gryp die man na hom en sy vrou en sy 2 dogters aan die hand, omdat die Here by hom wou verskoon.
en hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad. En toe hulle na buite uitgelei word, sê hy, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie, en moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie. Nou hier sien ons dat Lot kry die waarskuwing, vlug, uit die verlede uit Sodom en Gomorra uit, en gaan na die gebergtes toe, en moenie in die Jordaanstreek vassteek nie. Nou, hoeveel van ons waarsku die Here en hy sê, kom uit jou verlede uit, dit het nou gebeur, dit is nou history, kom uit daar uit, en gaan na dit, daar waar ek vir jou sê om te gaan, en moenie in die Jordaanstreek vassteek nie. Nou, hier is nou interessante een, verlede, hede en toekoms. Die Sodom en Gomorra is hulle verlede. God verwoes alles daar, en hulle moet deur die Jordaanstreek gaan, om by die gebergtes uit te kom. Nou, party van ons is deur 'n rowwe patch in die verlede, partymal, miskien was jou verlede nie so oulik nie. En miskien het jy 'n verlede wat jy glad nie op trots is nie. Ek het al gehoor iemand wat vir my gesê het, weet jy wat, ek wil glad nie eens oor my verlede praat nie, want ek is definitief nie trots op wie ek was nie. Die pad wat ek gekom het, ek wil nie eens daaroor praat nie. En toe sê ek vir my, jy hoef nie daaroor te praat nie, want die woord van die Here sê, hy het ons verlede weggevat so ver soos die ooste van die weste af, en hy dink nie weer daar nie. So, jy hoef nie te praat oor jou verlede nie, en jy hoef ook nie te dink aan jou verlede nie. Kry het agter jou, dis verby, dis gone. En baie keer wil ons ook nog vashou aan die verlede, wat in die verlede gebeur het, en dan is ons te bang om die toekoms in te gaan, om by die berge in te kom, in die heerlikheid van God in, omdat ons bly dink aan die verlede. Party van ons kom uit die verlede uit en tot in die Jordaanstreek, en dan wil ons daar vassteek. En dan begin ons dink, okay, die verlede is nou verby, ek is nou maar wat ek is, en hier gaan ek bly, hier gaan ek my tentjie opslaan. Nee, die Here sê, vlug na die berge, vlug vir jou lewe. En wat wil die Here verbode vir jou sê? Vlug vir jou lewe. Hoekom vir jou lewe? Gaan iemand jou doodmaak? Ja, die vyand gaan jou doodmaak, want hy het gekom om te lieg en te steel en te verwoes. Vlug vir jou lewe verbode, vlug weg van die verlede af, en moenie gaan stil staan, voor jy daar uitgekom het, waarin God jou stuur nie. Nou, as ons nog gaan kyk, vers 28, 26, en sy vrou het agter hom omgekyk, en sy het in 'n soutpilaar geword. Nou, die mense reken, daai soutpilaar staan tot vandag toe nog. So Lot, sy vrou, mis dit wat God vir haar voorberei het, omdat sy omgekyk het. Ongehoorsaamheid. God het gesê, moenie terugkyk, en sy het besluit, ek wil terugkyk. En ek dink, ja, ek wil nie die vrouens diskrimineer vanmôre nie, maar party vrouens is so. As daar iets uitgekom het, die huis brand af, en dan gaan sy bly terugkyk en sê, sjoe, daai huisie was so mooi. Weet jy waar daai mooi hangertjie van my lê nog daar? Maar die Here het hulle veilig uitgelei. Die hangertjie kan vervang word. Daai dierkombuiskaste kan vervang word. Maar die vrou wil terugkyk na dit wat agter is. Want iewers is daar iets wat haar vashou, en baie keer is ons ook so, daar's iets wat ons vashou in die verlede. Miskien was daar 'n hoogtepunt in jou verlede gewees, en jy wil dit graag koester. Maar die Here sê nee. Moenie by een hoogtepunt vassteek nie. Kyk vorentoe. Moenie vassteek nie. Moenie omkyk na dit wat verby is nie. Wat verby is verby, en niks wat ons gaan sê, doen of dink, gaan enige iets aan die verlede verander nie. Maak nie saak wat jy doen nie,
jy gaan niks daaraan verander nie. Dit het tyd geword dat ons moet begin om die verlede agter ons te skuif, ons Sodom en Gomorraitjies, ons lelike tyd van die verlede agter ons te skuif, en te fokus op dit wat die Here vir ons instoor het. Dit wat die Here sê, ek weet wat ek vir julle beplan het. Maar God kan nie vir jou 'n nuwe seisoen gee, as jy nog aan die ou seisoen wil lewe nie. Jy kan nie winter en somer op dieselfde tyd wil hê nie. En ons is almal hierso, ons het nou al gepraat, Jonathan het ook vanmôre gesê, die winter moet nou klaar kry, ek kry nou koud. Maar, daar kan nie 'n somer wees, solank ons nog aan die winter is nie. Die winter moet klaar wees, dan kom die somer. Ons moet klaar wees met dit wat agter ons lê. Ons moet klaar wees met die Jordaanstreek. Dit is wanneer die somer in ons lewe gaan kom. En dit is interessant, ek en Johan het in die week gepraat oor 'n nuwe seisoen. En dit het glad niks met wat die Here vir my gee uit te waai nie. Maar nou toe ek al praat, het ek maar die Here sê ook aan julle moet nou begin dit wat agter julle is klaar kry. Daar's 'n nuwe seisoen op pad. En wanneer gaan ons soos Paulus kan uitroep? Onthou Paulus het 'n vieslike verlede gehad. Hy het 'n Sodom en Gomorra verlede gehad. Onthou hy was Saulus waar die Christene vervolg het, totdat die Here op sy pad gekom het. Toe word hy Paulus wat die woord van God bedien. So hy het 'n vieslike verlede gehad. En nou sien ons in Filippense 4 vers 13 sê, ek vergeet dit wat agter my is, en ek strek my uit na dit wat voor is. Die verlede, my moorddadige neigings, my vervolgingswaansin, los ek in die verlede. Ek worry nie meer daaroor nie. Ek strek my nou uit na wat voor is. Ek reik nou uit na die heerlikheid wat God my beloof het. Ek reik uit nou om die wenstreep oor te steek, waar ek die kroon van die lewe gaan ontvang. Kom ek lees gou vir julle Filippense 3 vers 14. Hy sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Is jy lus vanmôre om die hoë roeping te kry? Is jy lus om die heerlikheid van God te ervaar, dit wat God vir jou voorberei het? Kry klaar met die verlede. Kyk voor jou. Ek het dit hier geskryf, kyk voor jou. Ek het nog vanmôre vir Johan gesê, as jy iemand vreemd hier instap, kan sê, sjoe, kyk wat sê die pastoor, dan gaan hy net hier sit. En as jy na die tyd vol vra, hoekom as jy 'n bietjie joy nie, hoekom smile jy nie 'n bietjie nie? Die pastoor het gesê, kyk voor jou. Dis nie wat ek bedoel het nie, hoor. Ons is 'n spontane gemeente vol van die liefde van die Here. En nou gaan ek afsluit vanmôre met Jesaja 43 vers 19. Dit is die eerste keer wat ek het reg kry om so kort te preek. Maar dis wat die Here het vir my gegee het. Kyk, dit is so. Jesaja 43 vers 19. En dis die belofte. Dis die belofte. Wie wil hom hoor? Wie wil die belofte hoor, Marian? Wil jy? Dit is 'n belofte vir julle twee ook, hoor. Hy sê, kyk, ek gaan iets niets maak. Nou sal dit uitsprei, sal julle dit nie merk nie. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn en riviere in die wildernis. Daar's vir ons iets voor. Die Here sê, ek maak iets niets. Die Here gaan julle seën. En dit is so awesome dat julle albei nou toevallig verjaarsdag maatjies is op hierso. En ek het die seën van die Here oor julle afgebid. En ek glo, die Here gaan julle grondgebied in hierdie jaar wat voor lê so vergroot jou nog, Johan. Ek het julle geluk gewees, maar die Here wysheid vir my, hy gaan julle grondgebied so vergroot dat julle gaan, what? Maar get the past behind. Kry die verlede pas en moenie in die Jordaan stil staan nie. Moenie dit wat nou om jou lewe, moenie die storm wat nou om jou woed vertroetel nie. Moenie vassteek nie, gaan aan. Sê Here, met my God loop ek hierdie bende storm.
As die mure van Jericho val, wat het gebeur? Die Israeliete toe die mure val, gekyk sê, okay, ek nou eers kyk, waar moet ek oorklim, 'n bietjie hierdie kant toe. Wat het hulle gedoen? Toe die mure val, toe hardloop hulle reguit voor hulle in. Here kom vanmôre en hy sê, as hy muur val, hardloop reguit in. Jou blessings is daarvoor. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg, Here, dat U ons net vanmôre kom herinner het, dat daar vir ons seën is. Here, dat daar vir ons 'n uitkoms uit ons verlede en uit ons hede uit is. Here, maar is my gebed vanmôre, dat U ons sal help, ons hande sal vashou, sodat ons reguit voor ons sal uithardloop. Here, dat ons sal vlug van die aanslag van die vyand, en dat ons in U heerlikheid sal invlug, Here. Here, ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons het vanmôre gesing en gesê, I can't even walk without you holding my hand. Here, en ons kan niks doen vanmôre sonder U nie. Here, daarom kom ek en ek sê dankie. Here, ek sê dankie vir elke deur wat U oopmaak. Here, vir elkeen se grondgebied wat U vergroot. Here, en elke blessing wat U op elkeen gaan uitstort. En ek sê dankie daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Johan en nagmaaltafel is jou. Ek is stout, nee. Ek weet nie hoe kom hier, Johan. Kom doen die nagmaaltafel. Nou, prys die Here. Alles wat die Here beplan en wat die Here doen, het hy 'n doel mee. Die Here sal definitief nie iets doen sonder dat hy 'n plan het daarmee nie. Hy sê vir ons Jeremia 29 vers 11, hy sê, ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n hoop op 'n hoopvolle toekoms. Ons gaan nie net die toekoms tegemoet sommer net om te, ja, môre is alweer maandag nie. Ons stap die toekoms tegemoet, tree vir tree, saam met die Here, daai waarheen hy ons lei. Ek wou my hand opsteek en vir pastoor Eybie sê, Jesaja 43 vers 18 was een van die versies gewees wat die Here vir my kom onderstreep het in die tyd toe ek die Here die nodigste gehad het. En dit sluit so aan by vandag. Hy sê in vers Jesaja 43, 18, hy sê, dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Wow! Hy sê, kyk, ek gaan iets nuut maak. Vergeet van die ou dinge. Vergeet van die goeders wat agter is. Salome, jy wat nou in hierdie week wat kom gaan trek na 'n nuwe huis toe. Vergeet alles wat daar in daai ou huis gebeur het. Vergeet alles wat daar so was. Vergeet al die hartseer. Kom sit dit by die Here se voete neer. Vergeet die dinge wat gister gebeur het. Die goeders wat ons so saam met ons sleep, hierdie kettinge, hierdie onvergewensgesindheid en goeders wat ou so saam met ou sleep. Gooi dit af. Ek het in hierdie week het ek met iemand gedeel wat by 'n graf van haar moeder gestaan het en sy het vir my gesê, sy moes sy alles wat sy teen haar ma gehad het op 'n briefie skryf en dit binne in die graf gooi en vir haar ma sê, ma, ek vergewe ma. Sy sê vir my, en dit is snaaks dat die Here my ma moes gevat het, dat ek moet vrede kry. Ek sê vir haar, sy sê, jy mis die punt. Ek sê, dit is nie oor die Here jou ma gevat het nie. Ek sê, so met jou op 'n punt gekom het, wat ek gesê, ek vergewe. Ek spreek vry. En selfs deur hierdie nagmaaltafel vanmôre ook, die Here gekom en die Here het gesê, dat deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy sê, die straf wat vir ons die vrede moes gee, was op hom gewees. Hy het dit gedra. Hy het dit gevat. Sodat ons vergifnis kan kry. Dit is daar. Jesus het dit vir ons gegee. Dit is daar. Al wat ons moet vat is, ons moet dit vat. Ons moet dit gaan haal by. Die prys is klaar betaal. Alles, die transaksie is voltooi. Hy het gesê, toe hy in die kruis gehang het, het hy gesê, tetelestai. Wat beteken, dit is volbring. Daai transaksie is afgehandel. Skuld is betaal. Daar is nie meer 'n rekening oop nie. Dit is klaar. Daai stamp is gegee. Daai goed is afgehandel.
Al wat ons moet doen is, hoekom hou ons nog vas in die verlede, wanneer jy net jou verlede vir die Here kan gee. En wanneer ons hierdie brood neem vanmôre, soos wat die Here se liggaam gebreek is, sodat ons daai vergifnis en daai verlossing kan kry, maak dit jou eie, soos wat jy dit eet, en dit deel word van jou liggaam vanmôre. En onthou, hierdie is nie die tafel van spontaan Pinksterbeweging nie. Hierdie is tafel van die Here. Want die woord van die Here sê, Paulus het geskryf, hy sê, want ek het aan julle oorgelewer wat ek van die Here ontvang het, dat in die nag waarin hy verraai is, het hy brood geneem, en hy het dit gebreek, en hy het gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Net soos wat hierdie brood gebreek word, was sy liggaam vir ons gebreek gewees. En ons neem dit vanmôre as 'n simbool om te sê, Here, ek maak dit my eie. As jy vanmôre kan getuig en sê dat Jesus is koning vir my lewe, deel saam met ons staan. Deel saam met ons. Die woord van die Here sê ook, hy het die beker geneem en ons weet dat die gebruik was dat 'n bruidegom wat wil 'n bruidegom wat 'n huweliksaansoek wil doen, het 'n beker geneem en hy het na die bruid toe gegaan en hy het vir haar gesê, drink almal daaruit. En as sy daai beker geneem het en sy daai beker aanvaar het, sy huweliksaanbod aangeneem. So die Here het vir ons 'n beker gegee en hy het vir ons 'n aanbod gemaak en gesê, word deel daarvan. Ok, staan julle net so vas. Net so 2 sekondes staan, dis goed hier aan. Dankie. Prys die Here, ons is 'n bietjie haastig vanmôre. Maar hoor julle die woord van die Here, hoor jy wat ek vir jou probeer sê, daar waar jy is vanmôre, luister na wat die woord van die Here sê. En neem dit, maak dit jou eie vanmôre. Kom ons sluit die oor. Here, baie dankie vir hierdie lieflike voorreg wat ons môre het om aan die tafel te kom aansoek. Dankie Here dat U hierdie tafel vir ons voorberei het, sodat ons daaruit kan lewe. Here, U woord sê die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God gaan. En dankie Here dat ons vanmôre U woord kon ingedrink het en ons eie gemaak het. Here, dankie dat ons oë kan wegdraai en nie op die verlede konsentreer nie, maar dat ons vorentoe kyk. Here, met die wete dat wanneer ons deel maak van U liggaam wat verbrysel is deur hierdie brood wat ons neem, Here, dat ons sal weet dat U dit deel maak van ons liggaam. Here, dat ons nie een oomblik sal omkyk, sal terugkyk na dit wat agter is, maar dat ons sal uitstrek na dit wat voor is. Baie dankie Here dat U ons seën met die gebruik van hierdie liefdegawe. En dankie Here dat U naam vir altyd daardeur verheerlik sal word. In die naam van Jesus bid ek dit alleen. Amen en amen. Yes. Die Here het vir ons die brood gegee en ook so die beker. Okay, dankie.